Goeiemôre. Ek hoop jy wil op vanoggend 'n nuwe lied uit jou hart uit sing vir die Here. Ons het nou net vir mekaar gesê hier agter, wat 'n groot en 'n wonderlike voorreg om elke oggend wakker te word en te weet, vandag is nog 'n dag wat die Here doel het met my lewe. Vandag is nog 'n dag wat ek vir hom iets moet doen. Mag dit so wees in elkeen van julle se lewens en elkeen van ons se lewens. En ons loof Here en dankie Here daarvoor. Hartlik welkom aan die elkeen. Ons is regtig bly om u te sien. Ons is bly julle is hier vanoggend en mag dit vanoggend is vir u 'n seën wees uit die hand van die Here. Mag jy ook vanoggend die geleentheid gebruik om die naam van die Here groot te maak. Mag jy ook vanoggend met 'n nuwe lied in jou hart vir hom sing. Vir hom sê, Here, hier is my dankbaarheid. Hier is my prys, my lof aan u vanoggend. Mag dit vanoggend ook so vir u wees. Net vandag ons afkondigings. Woensdag komend het ons 'n spesiale bidtuur. Asseblief, ek sê vir al die mense van die bidtuur, moet dit nie misloop nie. Daar is regtig spesiaal moeite gedoen vir Woensdag se bidtuur. Kom by mekaar Woensdagoggend 10:00 en ons gaan lekker saam bid. Dan is daar Vrydag geen diens nie. Dit is komend goeie Vrydag. Eerskomende Vrydag is goeie Vrydag, ekskuus. En daar gaan nie 'n diens wees nie. Myself gaan 'n bietjie wegloop en ek het gesê ek nooi van u wat saam wil loop. Ons gaan 'n bietjie Vredefort toe. Ons gaan kyk hoe doen hulle dit, hoe vier hulle Paasfees daar. Hulle het Via Dolorosa wat hulle stap en ons wil gaan kyk om 'n bietjie te copycat, laat ons dit volgende jaar dieselfde tipe van ding hier in Brandfort kan doen vir ons gemeenskap en saam met ons gemeenskap. So eerskomende Vrydag dan nie diens hier nie, maar wel Sondagoggend gaan ons oggenddiens hê. Asseblief, ek nooi u na volgende Sondag se oggenddiens. Dit is ook Opstanding Sondag wat ons dan vier volgende Sondag om 10:00. Daar gaan nie Sondagskool wees nie as gevolg van die lang naweek. Ons het egter met mekaar gepraat, die naweek daarna is weer 'n lang naweek, maar ons doen tog 'n beroep op ons kinders dat ons dan by mekaar kom. Anders is die tyd net te min wat ons spandeer by die Sondagskool en ons gaan dus die volgende naweek nie, maar die een daarna het ons wel Sondagskool. Hierdie week se verjaarsdag, dit is net Linda wat verjaar. Ek kyk vinnig en ek sien nie vir Linda nie. Lyk vir my nie, sy is vanoggend hier nie. Haar kleindogter was nou hier, waar is sy nou? Huis toe. Okay. So Linda verjaar Woensdag, ons sal vir haar geluk sê met haar verjaarsdag. Dis die enigste verjaarsdag wat ek vir die week het. Die ander verjaarsdag is in volgende week, so vir hierdie week dan is dit die enigste verjaarsdag wat voorlê. Goed, ons gedagte vir die week, vandag Hebreërs 13 vers 9, lees as volg: dit is goed om deur God se genade versterk te word. Amen? Ja, amen op dit. Liewe broer en suster, ek gaan vanoggend vir ons die versoeke voorhou. Daar is so 'n hele paar. Ons suster Santi Swanepoel, sy is nou in die step down. Ons vertrou regtig dat die Here vir haar sal onderneem en dat haar herstel spoedig en volmaak sal wees, dat die Here regtig vir Santi sal onderneem tot die volheid van sy genade.
Die klein seentjie Leon Kreer vir wie ons gebid het en met wie dit baie goed gegaan het. Klein Leon is regtig op die oomblik, is hy nie op 'n goeie plek nie. Hy was gister terug in die teater gewees en hy's in ICU. Ons vertrou regtig dat die Here vir klein Leon sal onderneem en dat hy ook klein Leon se ouers sal versterk hierdeur, dat hulle ook sal kan sê die Here was vir hulle goed gewees. Ons vertrou die Here om vir klein Leon aan te raak. Ons volgende versoek is vir Rhoda, Renée se sussie. Ons dra haar vanmôre op aan die Here, dat die Here regtig by haar ook sal stil staan. Sy het nadat sy geopereer was, het sy weer geval, en dit gaan nie goed met Rhoda op die oomblik nie. Ons dra regtig op aan die Here, en dat die Here vir haar sal onderneem, na liggaam, siel en gees, maar dat die Here regtig vir Rhoda sal genees, volmaak genees. Ons dra vanoggend ook ons suster Tossie Harris op aan die Here, dat die Here ook vir haar sal onderneem, en ook by haar sal stil staan. Volgende versoek is Rina Fleming, dit is Gerda se skoonsis, dat die Here ook by Rina sal stil staan, die Here vir haar sal onderneem. Rina het kanker, en ons vertrou die Here regtig om vir Rina by te staan, hierdie bitter moeilike tyd. Ons volgende versoek is vir Natalia Brink, die van u wat van Seil ken, dit is Natalia is een van Gerda se vennote, en haar man het tydens die Eysterman kompetisie is hy oorlede die vorige naweek, nog 'n jong man, en dit gaan swaar moeilik met Natalia. Ons dra haar vanoggend op aan die Here. My laaste versoek wat ek hier het, is vir die Klaasen gesin, vir Tarina en Klaasen. Julle gaan hulle nie ken nie, maar dit is kennis van my. Andrei is in die ouderdom van 56 gistermiddag oorlede, en dit gaan swaar met Tarina en die kinders. Ek wil vanoggend hulle ook in die Here opdra, dat die Here regtig vir hulle sal onderneem, en dat die Here regtig vir hulle sal styf vashou in hierdie hartseer tyd. Ek wil graag vir u geleentheid gee, as u vanoggend versoeke het wat u wil doen, asseblief, u is so welkom. Soos ek genoem, op wat kanker het, sy gaan môre vir haar tweede keer, maar haar eerste net glad om te gaan. Ons gaan vir Suzette ook in die Here opdra. Ons het vir, ek dink tot, 2 weke terug het ons haar nog aan die Here opgedra, maar ons dink aan haar, is geregtig dat die Here vir Suzette onderneem, en dat die behandeling, dat dit ook voorspoedig sal wees, en dat die Here regtig sal ingryp vir haar. Dra vir Suzette ook aan die Here op. Is daar ander versoeke wat jy wil doen? As jy vanoggend net wil sê, Here, hier is my hand, hier is my hart, daardie versoeke is by die Here bekend, en ons gaan daardie hande ook vanmôre aan die Here opdra. Kan ek jou vra, as jy vanmôre 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here. Dit is so wonderlik om al die hande te sien, baie dankie daarvoor. Here, in hierdie oggend wil ek begin om te sê, Vader, ons dankbaarheid kan ons nie beskryf nie, want ons besef hoe bevoorreg is ons besef hoe geseënd is ons. Here, ons besef dat die feit dat ons vanoggend hier is net genade. Maar Here, behalwe dat dit net genade is dit vanmôre 'n baie belangrike afspraak wat U met ons het. Want U, Here, roep ons by mekaar om daar te wees vir mekaar, Here, om mekaar te dra in gebed, om mekaar te dra in ondersteuning. Here, om werklik wanneer ons by mekaar is, dat ons nie net mekaar se laste sal dra nie, maar ook, Here, dat ons mekaar se vreugdes sal dra, en dat ons saam sal bly wees in die naam van die Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan sê,
Ons weet dat ons die kinders is. Dankie Here dat ons vanoggend ook vir U kan sê, dankie dat ons die geleentheid het om lof en eer en aanbidding aan U te bring. Mag dit vanoggend Here wees soos die rook wat voor U opgaan. Mag U vanoggend ook sê, dit is vir my goed om my volk te oorsing na my naam. Here, mag ons vanoggend dit doen tot die beste van ons vermoë. Vader, nou terwyl ons hier by mekaar is, wil ons graag hierdie versoeke wat ons vanmôre genoem het, wil ons by U voete kom plaas. Here, ek besef ek het 'n naam uitgelaat. Ek dra vanoggend ook my broer John Grant op aan die Here, dat U by hom sal stil staan. Here, dat U vanmôre vir John ook sal aanraak tot die volheid van die genade. Here, dis my gebed, dat U vanmôre daar by hom vertoef, daar waar hy by die huis is. Dat hy vanmôre sal ervaar hoe U sy hand neem en met hom saamstap. Here, dat U vanmôre vir hom sê, en dat U vanmôre vir hom die versekering gee, dat U met hom is, soos in Psalm 121. Vader, wees vir hom vanmôre 'n God van aanbidding. So elke naam wat voor U genoem is, Here, maar ook so elke hand wat vanmôre opgegaan het. Vader, al het ons nie daardie versoeke hardop genoem nie, is elke versigtiging van die hart is dit vanmôre by U bekend. Dis my gebed dat U vanmôre daar vertoef en by elkeen stil staan. Here, ek kan nie anders as om te sê, in die verlede is daar soveel talle kere gewees wat ons die getuienis gekry het van mense wat kom sê, weet jy, ek het daardie oggend het ek my hand opgesteek en ek het vir die Here gesê, Here, hier is my versoek. En in my binneste het ek daardie klein twyfeling gehad, gaan die Here tog werklik by my stil staan? Gaan die Here na my versoekie luister? Here, en dan het ons hierdie getuienis gehad van wat U gedoen het vir mense, bloot omdat ons hand opgesteek het om te sê, Vader, hier is my hart vanmôre, want Here, dit is by U bekend, en daarom vertrou ek U om vanmôre daar stil te staan. Here, ek wil in hierdie oggend, wil ek die vertroue uitspreek, dat elke versigtiging wat daar was vanmôre, dat U by elkeen stil staan. Here, en dat ons die getuienis ook daarvan sal aanhoor, is my gebed in U naam. Vader, ek wil nou vir U vra, terwyl ons nou gaan sing, terwyl ons ook nou lof aan U gaan bring, dat U ook in die harte van mense sal beweeg. Here, dat U mense sal seën vanoggend. Here, dat ons vir mekaar 'n seën sal wees. Wanneer ons by hierdie deur uitstap vanmôre, dat ons kan sê, dit was vir my goed om in die huis van die Here te wees. Dat ons vanmôre, wanneer ons hier uitstap, kan sê, die Here het met my gespreek. Vader, dis my gebed, dat ons vanmôre, dit wat ons doen, nie uit onsself sal doen nie, maar Here, dat ons dit sal doen asof dit vir U self is, in Jesus naam. Amen en amen. Ek gaan U nooi om saam met ons te sing vanoggend. Ons gaan sommer lekker saam sing, en geniet dit vanmôre om lof aan die Here te bring. Kom ons staan, dan sing ons saam. Gezien sal ek wees in die stad, gezien sal ek wees in die veld, gezien is die werk van my hande, my eiendom en al my geld, gezien sal ek wees as ek uitgaan, gezien sal ek wees by die huis, net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys, want ek is nou eenmaal die geseënde van die
Wider, make the gospel wider, louder, louder.
is your name. You're the Son of God. You're the Son of God. In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like these, I'll sing out a song. I sing out a love song to His. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands unto Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands unto Thee, singing, I love you, Lord. Singing, I bless you, Lord. Singing, I praise you, Lord. I praise you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to His. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Here in oomblikke soos hierdie, dan besef ons, Here, ons staan op heilige grond. Here, in hierdie grond is nie heilig omdat dit 'n gebou is nie, dis nie heilig omdat hierdie plek se naam kerk is nie. Maar Here, hierdie grond is vanoggend heilig omdat U hier teenwoordig is. Here, en vanoggend wil ek net vir U sing en ek wil vir U sê, my lied vir U vanoggend is 'n liefdeslied vanmôre. 'n Liefdeslied aan U, Here, want U het my eerste lief gehad. Here, in oomblikke soos hierdie, dan besef ek net U liefde onbeskryflik groot, U genade onbeskryflik groot. Here, vanmôre
Dankie vir dit. Dankie Here dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons vanmôre U teenwoordigheid kan ervaar. Dankie Here dat ons vanmôre weet U is ons lewende God. Vir U aanbid ons. Here, mag God mag dit vanoggend 'n liefdeslied wees wat ons vir U sing. Mag U dit vanoggend aanneem. Mag U vanoggend sê, dit is hoekom ek vir jou kom sterf, my kind. Dankie Here. Amen en amen. Dankie, kom ons neem met sy plekke. Dankie, Susan, die voorsonders, dankie. Dis eintlik soms bietjie sleg dat jy Satan het reg kry, maar mens net vir 'n klein wyle trek hy jou aandag af en dan voel dit vir jou jy het die pad byster geraak, maar Jesus, dankie Here dat ons kan sê die Here is vir ons goed. Dankie dat ons vanoggend kan regtig vir hom kan sê, Here, U is die lewende God. Ek is gewoon nou in die verkeerde hoofstuk van die Bybel van my. Ek gaan nou myself kry, ekskuus, jammer. Liewe broer en suster, hierdie jaar, en ek het verlede Sondag het ek vir u gesê, het ons nie uitgewaai en ons het nie soos wat ons tradisioneel kyk na hierdie lydenstyd en hierdie tyd wat ons herdenk as Paasfees, het ons nie veel by stil gestaan nie. Maar een ding kan ek vir u sê, en dit is dat hierdie tyd is eintlik in die kalender van die Christene, is hierdie die belangrikste tyd van die jaar. Ek wil vir u regtig aanmoedig en vir u sê, hierdie tyd moet vir u baie meer heilig wees as Kerstyd. Ekskuus dat ek dit so noem, maar ons maak so groot hoeha van Kersfees, dat ons vergeet, dat waaroor alles gaan, is hierdie tyd. Want hier is wat Jesus gekom het, om vir my en jou te kom sterf. Maar meer as dit, Jesus het nie net kom sterf nie, hy het opgestaan. Die dood is oorwin, en daarom is jy en ek vanoggend vrygekoop deur Jesus bloed. En ons moet ons dit besef, vanoggend moet ons weet. Ek wil u verder aanmoedig om vir u te sê, gaan kyk 'n bietjie mooi, pas op dat ons nie in die struik trap van tradisies wat ons oorgeerf het nie, of gewoontes wat ons oorgeerf het nie. Pas op daarvoor. Wat wil ek daarmee vir u sê? Ek het al baie keer die storie gehoor van, ek moet nou 'n mooi naam kies hierso, ek moet nie 'n verkeerde naam kies nie. Dit gaan nou vir my maklik wees om my eie vrou vanmôre op die spot te sit. As ek Siska. Siska sit die skaaphout in die oond en dan elke keer dan sny sy so hierdie punt van die skaaphout sny sy af. Dan dink ek by myself, hoekom? Tot een op 'n dag, toe vra ek vir haar, Siska, my liewe vrou, hoekom sny jy daai punt van die skaaphout af? Toe sê sy, ek het dit by my ma geleer om dit so te doen. Toe gaan ek na my
skoonma toe sê ek vir haar, Ma Tracy, hoekom sny jy die skaapbout se punt so af? Hoekom doen Siska dit? Sy sê sy het dit by jou geleer. Toe sê sy, ek weet nie, ek het maar gesien, my ma het dit so gedoen. Toe gaan ek na ouma Baba toe sy nog geleef het, dis nou 'n paar jaar terug, toe sê ek, ouma Baba, maar Tracy sê, sy sny die skaapbout se punt so af, want sy het vir Siska geleer om dit so te doen, en nou wil ek by jou weet, hoekom doen jy dit so? Sy sê, dis net dat die skaapbout in my bak kan pas, want hy is te groot vir my bak. My broer en suster, vanoggend wil ek vir julle sê, daar's baie dinge wat ons doen, wat ons nie weet wat ons doen. En hoor wat ek vir julle sê, dit is regtig so. Kan ek net vir julle sê, vir my, raak ek hartseer in 'n sekere opsig hierdie tyd van die jaar. En hoor my mooi, regtig, en ek wonder, nee, as my hart seer raak, wonder ek, hoe seer raak die Here Jesus se hart. Want weet julle wat, ek gaan nie, daai preek vanoggend gaan ek nie vir julle gee nie, en ek gaan nie verder daaroor praat nie. Al wat ek vir julle wil sê is, ons het Vrydag aand het ons met die jong mense daarmee gedeel. Al wat ek vir julle wil sê is, waar kom ons aan 'n Paashaas? Wat het dit met Jesus Christus uit te waai? Waar kom ons aan Paaseiers? Wat het dit met Jesus Christus uit te waai? Ek gaan nie daai preek vir julle vanoggend gee nie, want ek dink julle het dit al honderde kere gehoor. En dis goed. As ek gee nie om as Siska daai sjokolades koop nie, want ek eet vir hulle. Op. So as sy die sjokolades koop, ek gee nie om nie, ek eet dit. Maar dit beteken vir my net mooi niks nie, behalwe dat dit lekker sjokolade is. Mag dit ook vir jou so wees in jou lewe, my liewe broer en suster, mag die wegsteek van die paaseiers, mag dit vir jou geen doel dien nie, asseblief. Maar partykeer hou die kinders besig. Maar as jy die kinders wil besig hou, kom ek leer jou 'n triek. Vat Smarties. Dan gooi jy dit uit op die gras, dan sê jy vir hulle, soek die Smarties, en die een wat die groenes terugbring, hy kry 'n roomys. So, ek doen 'n beroep op u. Eet daai sjokolades, dis 100%, maar ek doen 'n beroep op u, dat u sal onthou waaroor dit gaan. Dat ons Vrydag sal onthou, Goeie Vrydag is 'n goeie dag, want dit is die dag waarop Jesus sy liefde aan ons kom bewys het. Nou kan ons vir mekaar ook sê, maar Goeie Vrydag is dalk nie so goed nie, as ons terugdink aan hoe Jesus gemartel was, en hoe hy werklik die prys betaal het vir ons. Dan moet ons dalk vir mekaar sê, dit was dalk nie so goed nie. Maar gebruik die dag om te onthou. En ek wil u aanmoedig, daar waar u in die huise is, Vrydag of by vriende of by familie, wil u nie die geleentheid gebruik om self ook nagmaal te hou nie. Onthou, dit is die enigste ding wat die Here Jesus self ingestel het en gesê het, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar is. So ek moedig u aan, die hoof van daai huis, maak nie saak wie dit is nie, en dit maak nie saak wie dit is nie, ek moedig u aan, dat u Vrydag, dat u nagmaal hou in u huis. Ek wil vanoggend, vir ons 'n skrifgedeelte lees uit Galasiërs. En Galasiërs is die boek waarop Pastoor Kobus
sy verhandeling geskryf het. Sy meestersverhandeling het hy geskryf oor Galasiërs. En as jy die boek Galasiërs gaan bestudeer, gaan jy 'n paar interessante goed daaruit kry. Onthou, dis die brief wat ons apostel Paulus geskryf het aan die gemeente in Galasiërs. Ek kom vanoggend gaan ek lees uit Galasiërs 5 vanaf vers 13 tot 16. Maar ek dink wat ek gaan doen is, kom ek lees dit vir ons net vinnig uit die 53 vertaling, gaan ek dit lees en dan gaan ek terugkom, want ek wil hom graag vir julle lees uit die boodskap. So ek het die boodskap hier met my en ek weet nie die boodskap by u nie, maar dit gaan nie 'n probleem wees nie. Ek gaan vir ons lees Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, ek dink daai moes wees in een sin, maar die oorspronklik verwys na 'n woord. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want julle sal onthou, in die Grieks is daar agape, die liefde, agape, dit is naaste liefde, nee, so daarom het hy 'n woord en nie 'n sin nie, maar net om te sê, dis reg vertaal, ekskuus, ek wil nou nie vir u 'n Bybelles gee oor dit nie. Ek lees weer vers 14, want die hele wet word vervul in een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op, dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Vers 16 sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Sover die woord van die Here. Ek wil ook vir ons dit lees in die boodskap vanoggend. As jy moet begin, gaan ek dit doen. My broers en susters, God het julle na hom toe geroep, sodat julle vry kan wees. Moet asseblief nie hierdie vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Die belangrikste wat julle moet doen, is om mekaar lief te hê. Wanneer julle regtig vir mekaar omgee en lojaal aan mekaar is, doen julle presies wat God van julle vra. Die hele wet van God word in een enkele sin opgesom. Jy moet vir ander mense net soveel omgee soos vir jouself. As julle altyd aan die beklei is, as julle mekaar soos 'n trop kwaai honde byt en verskeer, bly daar later niks meer van julle oor nie. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê, dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Tot sover die woord van die Here. Ek wil vanoggend met u praat oor daardie naaste liefde. Daardie liefde vir mekaar. Daardie liefde wat ek teenoor die volgende een moet openbaar. Hier kom ou Paulus en hy kom waarsku ons en hy sê, hoe belangrik is hierdie naaste liefde. Ek wil hê, ons moet vanoggend na 'n paar goedjies net gaan kyk. Uit die verlede uit, wil dit vir my voel, as ek kyk na die Afrikaner, die Afrikaans sprekende,
dan wil ek vir julle sê, wanneer dit met ons goed gaan, dan plaas ons onsself so klein bietjie op 'n pedestal, wat sit in Afrikaans, verhoogie. Ons dink, ek is okay. Ek het nie iemand anders nodig nie. En dit is wat ek verlede week gesê het, dan voel dit ook, ek het ook nie die Here nodig nie, want ek is okay. Ek gaan aan. Ek is gerad. Ek het my eie doelwitte voor oë en daar gaan ek. Maar weet jy, in swaar kry-tye het ek geleer, of het ek gesien, nie gebeur nie, het ek gesien, hoe maklik leer ons om terug te val op mekaar en op die Here. Maar dis wat ek verlede week ook vir julle sê, nou gebruik ons baie keer God as die spaarwiel en nie as die stuurwiel nie. As ek nou na hierdie geleesde gedeelte in die boodskap gaan terugkyk daar in vers 16 waar hy vir ons sê, as julle God in julle hart het, Jesus in julle hart het, dan sal die liefde van binne uitkom. En dan, hoor, sê hy, dan sal die sonde jou nooit onderkry nie. My liewe broer en suster, ons kyk mos, wanneer ons nou in huise instap, dan sal baie huise wat sê, geloof, hoop en liefde. Ek het altyd gewonder, hoekom is liefde die laaste een? Is dit nie so nie? As jy daai 3 goeie sien, ek vra nou maar, wie van julle het dit in julle huis, daai 3 name staan iewers ter daar. Is ek reg as ek sê, hy staan geloof, hoop en liefde. Hoekom is liefde derde? Hoekom is hy nie eerste nie? Want die woord van die Here sê dan hy is die belangrikste. Hy sê vir ons, dis in daai een woord, wat die hele wet vervang word. Liefde. Want weet jy wat, as jy liefde het vir God, dan gaan jy nie sondig nie. As jy liefde het teenoor jou medemens, dan gaan jy hom of haar nie byt nie. So nou, vra ek jou, waar is daai liefde? Maar ek wil na 'n paar situasies toe kom, ek wil graag 'n paar situasies vir u voorhou, en ek hoop, baie van julle het nou al hierdie situasies gehoor, uit my verlede uit, maar ek wil weer vir u sê, die Here het daai situasies in my lewe geplaas, sodat ek dit vir u kan kom vertel, sodat vir u ook waarde het, soos wat dit vir my gehad het. So ek hoop en vertrou, dit het ook veel waarde. Groot dank aan my broer Koos, vir dat ek sy dankie tannie boek kon kry. Hy het dit vir my beskikbaar gestel. Hy was eintlik so sakkie gewees, en al twee van ons het erken dat ons sakkies is iewerster, maar ons weet nie waar nie. Maar ek sal tog gaan kyk, gaan soek vir my sakkie. Van het jy ook so sakkie gekry, so dankie tannie sakkie nie. So ek en Koos was bevoorreg, ons moet onsself as bevoorreg ag. Maar binne in hierdie sakkie was daar 'n paar goed gewees. Die een, en dit was die een ding wat ek vanoggend wou gaan haal het, Johan Marks Jr., was daai klein Bybeltjie. 'n Klein Bybeltjie wat vir ons gegee was, wat eintlik deur die Gideons geplant was, wat jy dan nou gekry het, wat jy nou saam met jou gevat het, grens nie. Die was in daai sakkie gewees. En baie ouens nie, was dit maar net, hy was daar, en dit het die gewete gesis. Maar vir baie ouens het hulle 'n ontmoeting gehad met God uit daai klein Bybeltjie uit, wanneer dit op sy swaarste gegaan het. Want as dit swaar gaan, en ek het eintlik wou op die foto opgesit het, maar ek het gestoei met die goede, maar van 'n luitenant wat voor die veldslag gaan plaasvind, sit hy daar, en hy lees daai klein Bybeltjie.
en hoe die Here vir Johan gelei het deur daai veldslag. Dit was ongelooflik. Nou daai klein Bybeltjie wat ek nou net vanoggend vir u gewys het. Maar saam met die Bybeltjie en saam met die ander goed in die boekie, in die sakkie, was daar 'n skryfblok gewees met koeverte. En die skryfblok het nogal mooi papier gehad. Hierdie ene van Koos het so 'n watermerk van 2 soldate wat in die geveg is. Daai boekie, daai skryfblok, was die enigste verbinding tussen jou en jou geliefdes wat terug by die huis was. Want jy het vir hulle briefies geskryf. Nou, dis nou moeilik om te dink nie, briewe skryf, maar 2 weke terug, toe gee ek vir Siska, toe daar tussen die goedertjies wat ek reggepak het, duik daar 'n koevert op. Mevrou Marx, omgedraai aan die agterkant van kaptein Marx af. Ek vat die brief en ek lees, maar ek gaan hom nie nou lees nie, want ek het toe trane gekry. Toe gee ek die brief vir haar, toe sê ek vir haar, kan jy die brief onthou? Toe vat sy die brief, toe lees sy hom, toe sê sy vir my, asseblief bewaar hom. Ek dink is net om vir my elke keer te kan sê, jy was daarom van lankal af lief gewees vir my. Nee. Weet jy wat? Daardie papier wat jy daar gehad het, was 'n verbinding tussen jou en jou geliefdes. Liefde, liefde, liefde. Die tannies wat hierdie goed saamgestel het, ons het hulle die dankie tannies genoem, maar dit was die leerdamesvereniging gewees en hulle het gestaan onder die Suiderkruis en hulle het 'n fonds gehad en dit was die Suiderkruis fonds gewees. Die van julle wat nou so ver kan lees soos ek hoop julle kan ook so ver lees. Suiderkruis fonds en hulle het 'n adres daar in Johannesburg. In hierdie dankie tannie sakkie het hulle dikwels van 'n dam af wie hom opgemaak het, was daar ook gewees 'n pen en dan het daar op gestaan die Suiderkruis fonds, hulle het hom spesiaal so laat maak en dan uit dit uit het jy ook gekry 'n knipmes, kan julle dit onthou? Koos nou, daai girl op wie ek so verlief was, ek het vir haar my knipmes gegee en sy het hom tot vandag toe nog. Toe ek vir haar vra, waar is hy knipmes? Toe sê sy in my handsak, vat hom elke dag saam. Sy hou 'n eenvoudige mesie met 'n Swiss tekentjie op, maar die mesie was ook daarin gewees. Die mesie was nie om jou polse te sny nie. Die mesie het jou gehelp om jou naam uit te kerf daar iewers in Angola teen 'n boom. I love you. Johan Hartjie Siska. Dan was daar in hierdie sakkies baie keer en ek sien Koos en dis regtig mooi. Dan is daar iets Christeliks ingesit. Soos byvoorbeeld hierdie sakboekie. Hy sê my sakboekie. Hy is geskryf deur Helen Murray. Dr. Murray se familie het hom geskryf. En dan is hier 'n paar baie interessante goedjies wat in die boekie is. Maar iets wat my opgeval het en wat ek nou vanoggend was nou deel van, dit sou nou vanoggend deel van die kinders se les gewees het, is die 12 moeds en moenies vir jong mense wat hierin opgevat is. Wat 'n wonderlike stukkie. Maar in elk geval, so het jy hierdie gekry en dan was daar ook, Koos in hierdie een wil ek weer by jou leen asseblief hoor, groot asseblief, ook 4 geestelike wette en dan hierdie is om jou te lei na die Here Jesus Christus, sodat jy jou hart en lewe vir die Here gee, hierdie enetjie. Maar wat 'n wonderlike,
En dan het hulle ook vir jou 'n sent ingesit. Nou, ek hoop, ek gaan by dit uitkom, want Koos het 'n bietjie gecheat, daai sent van Koos is 'n nuwe sent wat hy daar het. Maar Koos, ek het 'n ouerige sent wat ek gaan kry, maar wat ek ook gaan kry het, is die aanvanklike ene, daar is hy, jy weet dit. In hierdie dankie tannie sakkie, was daar dan 'n sent gewees, en Koos kan nie onthou, dit was so groot sent gewees, nie daai kleintjie wat jy het nie. Wat jy die grootte saamgebring, net om vir my te wys dat jy nie gecheat het nie. En eintlik, ek dink hou sy sent daar, ek gaan my sent omstuur. As iemand in my sent wat wegraak, dan kan ons almal wat binne bly en ons presenteer hulle, dan sal ons die sent kry. Op hierdie sent is die 2 mossies. En julle ken die storie van die 2 mossies, maar ek gaan julle nou weer herinner aan die storie van die 2 mossies. Want hierso is die oortjie, die kwartpennie, waarop die 2 mossies aanvanklik aangebring was. Ek gaan hier begin, dan kan julle dit omstuur, dan kan julle kyk na die 2 mossies. Julle ken die storie van die 2 mossies. Annette Maree het hierso by Betoelie in die konsentrasiekamp gesit. En sy het 'n Bybel by haar gehad. En sy het vir die dames, want dit was onthou, dit was ons dames en kinders in daai konsentrasiekampe, het sy gereeld Bybel gelees en dan hulle 'n bietjie bemoedig. Maar eendag, toe worstel sy met die Here en sy sê, Here, wat se boodskap kan ek aan hierdie vrouens vanoggend oordra? Wat se boodskap kan ek vir hulle bring? Want Here, ek sien die afgelope tyd, die gemoedere is swaar. Here, ek weet, dit gaan swaar in hierdie konsentrasiekamp. Daai oggend, terwyl sy daar is, en sy vat die Bybel, en sy begin hom lees sy vir hulle voor uit Matteus. Sy lees vir hulle, ek soek dit, ekskuus, ek is nou so ver op my notas, dat ek self nie weet hoe ver ek is nie. Ek wil dit graag vir u lees. Sy lees die boodskap vir hulle uit die Bybel uit, en ek het hom nou nie hier nie. Maar die boodskap daar in Matteus sê ons baie duidelik, is jy nie belangriker, as wanneer 2 mossies verkoop word vir 'n sent, is jy nie belangriker as 'n mossie nie, dat die Here vir jou sal sorg, beter as wat hy vir die mossie sorg. Terwyl sy dit lees, kom daar 'n mossie en kom sit op haar skouer. En hierdie klomp vroue is aangegryp deur hierdie ding wat plaasvind. Hier lees sy uit die Bybel uit, is jy nie belangriker as 'n mossie, en die Here sorg vir die mossie, so sal hy sorg vir jou, en hier kom sit hierdie mossie op Annette se skouer. En vir die volgende aantal weke raak die mossie 'n simbool van hoop vir hierdie vroue. En toe die oorlog uiteindelik beëindig is op 21 Mei 1902,
toe is hulle ons nou uit die konsentrasiekamp uit. En Annette is toe op pad na haar huis toe. Sy vertrou toe dat sy, ja, maar in elk geval, sy doen toe aan by 'n redelike gesiene vrou en gesels bietjie en vertel vir haar die storie van die mossies. En die het weer invloed gehad om toe met ou generaal Janie Smits te praat, wat op daai stadium aan bewind was, en hy het toe die mossies in 1923 het hy dit laat aanbring op die kwartpenny, die oortjies soos wat hy bekend staan. En daar is hy vandag, daar kan jy hom sien, en dit is waar hy is. My liewe broer en suster, as God vir ons kom sê, Annette was besig met liefdeswerk onder daardie vroue. Haar liefde wat sy kom oordra. Maar Annette staan in verhouding met God. Want daardie nag, en dit is haar storie, daardie nag was sy besig met die Here. En sy sê, Here, help my, ek moet 'n boodskap oordra. Ek wil vir u sê, vandag wil die Here dieselfde goed wil hy gebruik om vir ons 'n boodskap oor te dra. Net vir interessantheid, wie van julle, ek dink, baie van julle ken vir Jaap de Priester, die sanger? Jaap de Priester sit daar in Londen, hy is ook van die jong mense wat oor is om te gaan kyk of hulle kan werk kry daar. En nou Jaap de Priester is hier oor Londen toe. En hy gaan kyk of hy kan werk kry daar. Maar dit gaan bitter swaar met ou Jaap. Hy kry nie werk nie. Hy's mismoedig. So sit hy in sy, ek kan nie onthou of dit motelkamer of 'n losieskamer, het was 'n losieskamer gewees waar hy sit. En hy bid, en hy sê, Here, asseblief, help vir my hier. Hy vat sy klein Bybeltjie en hy lees. En so waar, hy lees ook die boodskap raak van die mossies. Vroeg die volgende oggend, toe lui ou Jaap se foon, en hulle sê vir hom, eers kom vir onderhoud. Hy's op die trein en die gaan hy, en hy werk daai dag, laat die busies bewe. Moeg, klim hy terug op die trein. Want dit wat hy daai dag gedoen het, sou afhang of hy die werk kry of nie. En toe hy op die trein klim, toe lê hier 'n muntstukkie, en hy tel die muntstukkie op, en toe hy daai muntstukkie optel, toe is dit 'n Suid-Afrikaanse 1 sent met 2 mossies op. Nou ja, ek weet, vir baie ouens kan hulle dalk dink, weet jy wat, hoe toevallig kan dit wees? Ek wil vir u sê, ek het al vir u gesê, hoe praat die Here met my, deur Jesaja 43 vers 18 en 19. Jy hoef nie net te glo nie, as jy my nie wil glo nie, dan nooi ek jou om na diens te kom kyk op my foon. Hierdie week het Dani Kotse hier van Excelsior het vir my daai 2 verse gestuur hierdie week. Toe dit vir my op die moeilikste tyd van die week kom, toe stuur Dani vir my daai 2 verse, ek kan dit vir julle wys. Die volgende oggend, toe stuur Siska se oom vir my, en hy's 'n vroeg kwagga. 4 uur in die oggend, dan stuur hy al vir my die oggendversies. Die volgende oggend, toe stuur hy vir my Jesaja 43 vers 18 en 19. Vir my 2 keer, 2 dae na mekaar, is dit genoeg. Dis my teken. Die Here vir my sê, my genade is vir jou genoeg. Ek sal na jou kyk. Maar weet jy wat val my op? Die Here gee vir my hierdie versgedeelte wat ek vanoggend vir u voorgehou het.
En die Here sê vir my, Johan, wat is belangrik? En dit het ons vanoggend ook hier in die bidkamer. Ons bid, sê Here, dankie vir hierdie nuwe dag. Maar God gee nie hierdie nuwe dag vir jou en vir my om grand te wees of om te sê, I've made it another day. God spaar ons lewe sodat ons in daai dag vir hom iets kan beteken en iets kan doen. God wil in daai dag vir my en jou gebruik om vir hom iets te doen. Wat moet ek doen? Jy moet liefde gaan uitdra in daardie dag. God verwag van my, God verwag van jou, dat ons liefde sal uitdra. Daarom kom sê hy vir ons in Galasiërs, kom sê hy, die belangrikste is die liefde. My liewe broer en suster, ek weet, vir party ouens voel dit nou, ek het nou vrypas gekry om na die buurvrou te kyk. Dit is nie wat die liefde is nie. Of vir die buurman te kyk, ek weet nie. Maar die liefde is daardie liefde van omgee hier uit jou hart uit. Daardie liefde van, ek is bereid om vir jou daai ekstra myl te stap. Ek is bereid om vir jou te stap deur dik en dun. Ek is bereid om vir jou in te tree in gebed. Ek is bereid om vir jou te doen wat Jesus vir jou sou gedoen het. Kom ek nou vir jy sê, dis maklik om te kritiseer. Dis maklik, soos wat hy sê in vers 15, om iemand anders te byt, soos 'n hond. Dis maklik. Dis maklik om van iemand anders sleg te praat. Dis maklik om van iemand anders te skinder, veral as hulle nie daar is nie. Het jy al van iemand geskinder as hy voor jou staan? Nee. Hoekom doen jy dit as die Here Jesus voor jou staan? Dis my vraag net. Ek vra dit vir myself ook, want ek is self skuldig. Ek het al vir julle gesê, maar dank die Here help my regtig met hierdie ding van die taksies, en nie net taksies nie, ouens wat nie kan bestuur nie, of ouens wat dink hulle kan bestuur, mag ook nie saak nie, laat my tol van sy proppie moet afval. Maar wat doen ek? Tree ek op in liefde? Broer en suster, dis hoekom sê vir julle, ek gee nou vanoggend vir julle die les oor liefde. Die Here praat met my heel eerste. My liefde moet wees soos Jesus se liefde. Jesus vergewe onvoorwaardelik. Verlede week het ek vir julle gesê, Jesus het aan 'n kruishout gehang, gemartel. Johan Junior kom by my en hy het 'n blaas gehad iewers, ek kan nie onthou waar nie, en hulle sê vir hom, sit net 'n bietjie asyn op die blaas, dit sal baie vinnig help. Johan Junior was 3 keer deur die dak en terug gewees na die asyn op sy blaas was. En nie op sy blaas nie, op die skaafplek wat hy opgedoen het. Hulle die Here Jesus het hulle asyn op die spons gesit, dit in sy wonde gedruk. Terwyl hy aan die kruishout hang, vergewe hy. Ek en jy vanoggend, is ons bereid, as ek daar op die kruishout hang, is ek bereid om te vergewe?
Is ek bereid om te vergewe? Ek vra vanoggend vir jou, ons moet seker maak oor dit wat die Here Jesus van ons vra. Ons moet seker maak dat ons daardie een sin, dat ons dit gebruik. Jy moet jou naaste lief hê, soos wat jy jouself lief het. Ek dink ook, en ek het dit nou gesê, as dit met ons goed gaan, is dit maklik. Maar wanneer dit met ons sleg gaan, is dit nie meer so maklik nie. Dis dan, wanneer ek aan die kruis hang, wat ek nie maklik vergewe nie. Vanoggend kom die Here, en hy kom benader dit. As ons daardie liefde vir mekaar het, en dit wil ek graag terugkom na hierdie boekie toe. Daardie vrouens wat geweet het, daar gaan 'n man wees iewers in die boondoes wat nodig gaan hê om liefde te ervaar. Waar is die eerste liefde? Die Bybeltjie. Waar is die tweede liefde om te skryf vir hulle aardse geliefdes? En die derde een, maak jou saak reg met die Here, want dan kan jy lief wees vir jouself. Vanoggend kom vra ek vir jou, die liefde wat die Here vir jou gehad het, steeds het, is dit in jou lewe? Die liefde vir jou geliefdes is dalk maklik, al maak hulle jou soms baie kwaad. Ek weet nie, miskien is dit net my geliefdes wat my kan ontkrap. Maar hier is die belangrike een. Daardie liefde vir jouself, want dan sal jy jou naaste lief hê soos jouself. En wanneer gaan jy jouself lief hê? Wanneer jou saak reg is met God. Mag dit so wees vir een en elkeen van ons. Kom ons sluit die oë. Here, in hierdie oggend is ek so dankbaar dat U verskillende dinge kan gebruik om met ons te praat. Here, daar waar Annette Marais in daardie konsentrasiekamp gesit het, sy het verhouding met U gehad, sy was lief vir U, maar sy was ook lief vir haar medemense, en sy wil graag 'n boodskap aan hulle oordra. Sy het geweet, die situasie is breek, dis mismoedig, maar U bring die uitkoms, U kom gee vir haar die middele om hulle gemoedere te lig. Here, en dit maak dat haar liefde vir haar medemens net nog groter groei. En Here, dit maak dat die liefde wat daar tussen die vrouens rondom haar is, dat hulle mekaar opbeer. Here, so gebruik U verskillende dinge. So kom gee U vir my telkens Jesaja 43 vers 18 en 19. Dis die verse wat U aan my vasgemaak het. En Here, ek koester dit, want is elke keer met daardie verse wat ek bemoedig word. En U stuur dit op die regte tyd. Maar Here, ek vra vir myself die vraag af, as ek nie verhouding met U gehad het nie, sou Jesaja 43 vers 18 en 19, sou dit enigstens vir my iets beteken het, as ek nie verhouding met U gehad het nie. Here, vanmôre wil ek kom bid en ek wil kom vra, elkeen van my broers en susters wat hier is, ek bid vir verhouding met U, ek bid vir verhouding met hulle geliefdes, ek bid met verhouding vir hulle self. Here, dat hulle naaste kan lief hê, dat hulle kan vergewe, selfs al is ek in 'n moeilike situasie. Want dit is wat U vanoggend vir ons kom leer. Here, ek weet nie wat is daardie goed wat U vir mense gee,
om hulle op te beer nie. Ek weet nie, ek weet, baie keer is daar 'n gedeelte in die woord, of 'n gedeelte, of 'n insident wat u gebruik om mense op te beer. Dis my gebed vanoggend, Here, dat u deur verhouding, dat u liefde aan hulle vasmaak in hierdie oggend, in hierdie week, Here, dat hulle dit sal ervaar, dat hulle dit meermale sal ervaar as wat hulle dit in die verlede ervaar het. Here, vanoggend kom vra ek dat u vir ons opnuut kom insig gee. Here, dat ons sal besef, daardie insidente wat plaasvind, wat u gebruik as getuienisse, dat ons dit sal vasmaak, nie net aan onsself nie, maar Here, dat ons die storie gaan vertel vir iemand anderster, sodat ons kan seker maak dat u liefde ook by hulle uitkom. Here, vanoggend weet ek een ding, en dit is dat u vir ons opdrag gee om uit te gaan, disippels te gaan maak en hulle te gaan leer van dit wat in die woord staan. Vader, mag ons dit nooit, maar nooit vergeet nie. Mag ons dit vanoggend vasmaak in onsself. Mag ons dit met ons saamdra. Here, vanoggend, ek weet, die meeste van die mense wat hier sit, ken die storie van Annette Maree en die 2 mossies. Maar Here, miskien gebruik jy net weer opnuut vanmôre daardie klein storieetjie om met iemand te praat. Miskien, Here, gebruik u daardie storie soos wat u dit gebruik het met Jakob die priester om iemand anders se storie 'n hoofstuk te skryf. Mag ons fyn luister en fyn ingestem wees vir u Heilige Gees, om u Heilige Gees te hoor, om u stem te hoor. Vader, hierdie woord wat ons vanoggend gehoor het, maak dit vas in die tafels van ons harte, dat ons liefde gaan uitdra aan almal met wie ons in aanraking kom. Dat ons Jesus sal leef vir hulle in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en suster, mag het so wees, mag jy die liefde van Christus gaan uitdra, gaan uitleef, want dit gaan die enigste manier wees om dit vir iemand anders te bewys. Jy kan maak wat jy wil, jy gaan nie vir iemand liefde bewys deur met hulle te beklei, met hulle kwaad te wees, niks nie. Die feit van die saak is, jy gaan Jesus se liefde vir hulle moet bewys deur liefde uit te dra aan hulle. Mag het so wees aan elkeen van julle se lewens. Ons gaan lekker opstaan en saam sing. Ons gaan weer sing, geseënd sal ek wees in die stad, geseënd sal ek wees in die veld. Dit laat my altyd dink, elke plek waar ek my voet neersit, dat ek daar geseënd sal wees. Kom ons gaan opstaan en lekker saam sing. Ek gaan vir u geleentheid gee om u offers hier in die skatkis te plaas, as u God se diende saamgebring het, ook in die skatkis te plaas asseblief. Ons net vinnig sê, ons het nou die reëling getref, laat ons hom van hierdie kant af so invat en laat ons dan hier deur gaan, laat ons nie traffic jam veroorsaak nie. Fanny, skuif asseblief vir ons daai stoel, laat ons nie 'n traffic jam veroorsaak nie. Ek sien ek het daai stoele, dis ek wat die stoele gepak het hoor, ek sien ek het hulle meer regs gepak as wat is hierdie week. Maar eintlik gaan ek nou vir Miriam die skuld gee, want ek seker daarvan ek het dit reg gepak en ek dink sy dit kom oorpak. Moet wees. Nee, ek dink ek is skuldig, maak verskoning daarvoor. Sorry, ek sien hierdie plaatjie is nou weer kleiner gemaak. Dis ek is jammer. Miriam, vergewe my dat ek jou naam genoem het. Dis my skuld hoor. Kom ons gaan sing.
Geseend sal ek wees in die veld. Geseend is die werk van my hande, my eiendom en al my geld. Geseend sal ek wees as ek uitgaan, geseend sal ek wees by die huis. Net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys, want ek is nou eenmaal die geseënde van die Heer. Saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na elke woord wat hy my leer, en ek wil elke dag net wandel in sy weer. Geseend sal ek wees in die stad, geseend sal ek wees in die veld. Geseend is die werk van my hande, my eiendom en al my geld. Geseend sal ek wees as ek uitgaan, geseend sal ek wees by die huis. Net waar ek gaan sal die Here genade aan my bewys, want ek is nou eenmaal die geseënde van die Heer. Saam met Jesus Christus het hy alles vir my gegee. My ore wil nou luister na elke woord wat hy my leer, en ek wil elke dag net wandel in sy weer. Ek maak verskoning dat ek vanoggend seker omtrent 4 of 5 keer geglip het met die woorde. Dis wanneer ek op my gedagtes dwaal, broer Fanie. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer eens gehoorsaam kan wees en hierdie skatkis kan lig. Vader, en ons weet, dit mag dalk vir mense vreemd wees, maar ons weet dat U ons opdrag gegee het en dat hierdie simbool is om te sê, ons lig dit uit die aardse realm, ons plaas dit by U in die derde hemel, waar U dit neem en vermenigvuldig, soos wat dit U behaag. Vader, ons loof, Eer en dankie, dat U die gewer van goeie gawes is. Here, ons loof, Eer en dankie, dat U ook hierdie saad vanoggend neem en dit vermenigvuldig, soos wat dit U behaag. Here, mag ons dalk net mooi luister, soos wat U ons opdrag gee, om hierdie taak uit te voer en dit te gebruik, in Jesus naam. Dankie Here vanoggend vir elke broer en suster wat hier was. Dankie Here dat ek weet vanoggend het U met ons gepraat deur eenvoudige voorbeelde. Here, dat U vanoggend vir ons net weer opnuut gesê het, jou omgee liefde is belangrik, jou liefde vir jou naaste is belangrik, jou liefde moet wees soos wat dit is vir jouself. Vader, mag dit so wees hierdie week, mag ons dit so uitdra. Nou, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. In Jesus naam. Gaan elke plek waar jy jou voet neersit, eis dit op vir God se koninkryk. Gaan leef Jesus en wees die getuie daar buite. In Jesus naam. Amen en amen. Geliefdes, 'n geseënde week vir u. Ek gaan daar by die deur staan. Ek wil graag net die blad skud asseblief. Dat jy daarom net sien, dat ek daarom net sien, jy is nie kwaad vir my nie, asseblief hoor. Seën vir julle, 'n mooi dag verder.